see grace poured out from heaven's throne, and mercy, oh, I can't let it be. Keep my heart wide open as you come. Ons het nie nog meer aardse sekuriteit nodig om vir ons te oortuig dat ons as gelowiges veilig is nie. Ons het nie. Wat ons nodig het is dat ons die woord van die Here weer oopmaak. En die Here Jesus as dit ware ons eintlik in die oë kyk en vir ons soos vanoggend se opskrifie sê, wees nie klein gelowig nie. Ja, sê Jesus, in die wêreld sal julle dit moeilik hê. Kan julle onthou Jesus het dit gesê? In hierdie wêreld sal julle dit moeilik hê. Hoekom vang dit ons onkant? Maar hy het ook gesê, hou moed. Ek het die wêreld reeds oorwin. Elkeen van ons het nodig om dit te hoor. So daarom julle, voor ek te veel praat, kom ons lees Psalm 11 vanoggend en hoor wat die Here juis op hierdie tema vanoggend uit hierdie Psalm wil sê. Dawid skryf daar, by die Here skuil ek. Hoe kan julle dan vir my sê, vlug na julle berg soos 'n voël? Want kyk, die goddelose span die boog. Hulle het al pyl op die snaar reggesit om in die donker te skiet na die opregtes van hart. As die fondamente omgegooi word, wat kan die regverdige doen? Die Here is in sy heilige paleis, die troon van die Here is in die hemel. Sy oë sien, sy ooglede toets die mensekinders. Die Here toets die regverdige, maar sy siel haat die goddelose en die wat geweld liefhet. Hy sal op die goddelose vangnette, vuur en swaal laat reën, en 'n gloeiende wind sal die deel van hulle beker wees. Want die Here is regverdig, hy het geregtighede lief. Die opregtes sal sy aangesig sien. Amen. Dis waar ons stop. Ons het kom by die Psalm en hoe ver ons lees julle, maar wil vir jou net so 'n bietjie agtergrond skets natuurlik. Die presiese gebeurtenis wat gelei het tot Dawid wat hierdie Psalm geskryf het, is ongelukkig nie aan ons klok helder vanoggend nie. Dit kon moontlik gewees het in die dae toe Israel se eerste koning, Saul, en ook Dawid se skoonpa fisies jag gemaak het op Dawid se lewe. Daarvan lees ons in 1 Samuel 18 vers 31. Dit was in Dawid se jonger dae. Maar Psalm 11 kon ook geskryf gewees het na Absalom se rebellie, Dawid se seun, waarvan ons lees in 2 Samuel 15 vers 18 en waarna ons gekyk het 'n paar weke gelede, toe Dawid ook moes vlug en gaan skuilings soek in die woestyn van Judea. Dit was later in sy lewe. By albei van daai geleenthede moes Dawid fisies vlug. En tog, hier in vers 1 van Psalm 11 vanoggend wil dit voorkom asof Dawid met van sy adviseurs, met van sy raadgewers, met van sy vriende gesels, en soos enige goeie vriend of enige goeie bondgenoot wat hom wil beskerm teen dreigende gevaar, wat ook al dit was, raai hulle hom aan om maar liefs eerder te vlug soos 'n voël na die berg toe, in steede daarvan dat hy op sy pos bly. Nou soos ek vroeër gesê het, julle, ons is nie seker wat presies hierdie gevaar was nie, maar vers 2 vertel vir ons ten minste iets van hierdie krisis. Want daar lees ons van die een of ander bedreiging van die goddelose se kant. Hulle span die boog. Hulle het hulle pyl op die snaar reggesit om in die donker te skiet. En let nou net op, wie is dan hulle versier? Dis die opregtes van hart. Dis die gelowige. So, mens kan definitief verstaan dat wie ook al hier met Dawid gepraat het, of het nou adviseurs was, of het nou vriende was, of miskien naby familie, dat hulle gedink het dat hulle besig was om vir die koning die beste moontlike raad te gee. Maak sin. Maar of Dawid dieselfde as hulle gevoel het op hierdie spesifieke geleentheid is 'n ander saak. Want hoor net wat sê hy daar in vers 1. Hy maak dit baie duidelik waar hy kies om te verkeer. Eerste,
as hy sê, by die Here skuil ek. By die Here vind ek my toevlug. Maar dit bring ons dan ook by ons eerste observasie van vanoggend se skrifgedeelte, en dit is, soos hy op jou kerkblaadjie ook verskyn, die Here se beskerming oor die opregtes van hart. Vriende, familie, Dawid sê, by die Here skuil ek. Maar as hy dit sê, moet ek en jy nie vanoggend vir Dawid ag of hom beskou as een van die onverantwoordelike mense, wat ons almal ken, wat nooit hulle deure sluit, wat nooit die wering opsit nie, wat nooit kyk of hulle omgewing waar hulle bly beveilig is, en dan vra iemand vir hulle, hoorie, is jy nie bekommerd nie, dan sê hulle, die Here beskerm my. Moenie vir Dawid as een van daai mense uitkruid vanoggend nie. God wil hê ons moet verantwoordelik ook wees. Ons moenie vir Dawid gering ag nie. Ja, hy het gevlug as dit nodig was. Dit sien ons in die geskiedenis. Dink maar veral in die dag toe sy skoonpa Saul so 'n bietjie sy spiesgooi wou oefen, né? Dawid moet hom eintlik bietjie rustig maak en stil maak met die musiek, met sy snaarinstrument, terwyl koning Saul daar sit, en op 'n stadium dan kom die skizofrenie in Saul na vore, en hy tel 'n spies op en hy gooi hom na Dawid toe. En dis waar Dawid besluit, hier kan ek nie langer wees nie. En hy vat die pad. Dit doen hy. Want Dawid was aan die ontvangkant van daai spiese. Daar was die wyse ding om te doen, om so gou as moontlik weg te kom. Maar Dawid, moet jy hoor vanoggend, het nooit gevlug as een wat net heeltemal uitgelewer was aan sy eie lot nie. Nooit nie. En wat jy ook moet hoor is, hy het altyd eerste gevlug na die Here toe. Eerste. En hy het baie goed geweet dat die lewende God wie hom kon beskerm teen die kloue van die beer en hom uit die kake van die leeu kon hou, in totale beheer is. Totaal en al. Hy sou ook vir Dawid bewaar teen die brandpyle van die vyand. Wat ook al dit was wat hulle nou bedreig het. So hy het geweet, sy God slymer of slaap nie. Ja, voordat hy vlug na die berge toe, kyk hy eerder op na die berge toe. Want my hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. En daarom vra hy die vraag in vers 1. Hoe kan julle dan vir my sê, vlug na julle berg soos 'n voël? Weereens, om vinnig weg te kom, sou 'n heel natuurlike reaksie gewees het vir enige mens wat die bedreiging van gevaar sien naderkom het. Weereens, Dawid se vriende gee eintlik net vir hom welmenende raad. Hulle reken, daar was skuilplek en veiligheid in die berg. In die verlede het hulle waarskynlik reeds daar skuiling gevind. Maar as daar iets is wat ek wil hê ons moet opmerk vanuit die gedeelte vanoggend julle, dan is dit die skerp kontras tussen die rotsvaste geloof in die karakter van God by Dawid en die kleingelowige vreesagtigheid van sy adviseurs aan die ander kant. En ek wil ook 'n waarskuwing gee daarby saam vanoggend. Miskien kan julle dalk nou vashou in julle stoele, maar dit is nie so erg nie. Ek dink julle sal verstaan wat ek sê. Mag die Here my lei. Vriende, familie, goddelike raadgewers en vriende en familie is definitief geskenke van die Here. En veral so in tye van dreigende krisis. Ons moet die Here dankie sê vir sulke mense in ons lewens. Mense wie ons kan vertrou. In my lewe is daar op my 10 vingers 'n paar mense na wie toe ek kan draai in groot krisisse. En ek het al in my verlede dit baie gedoen. Ek weet daai mense is daar. Ek weet ek kan hulle na hulle toe draai. Ek weet ek kan hulle vertrou. Maar selfs by die raad en die advies van vertrouelinge moet ek en jy as gelowiges nog steeds onderskeiding toepas. Maak dit vir julle sin. Selfs by die raad van gelowiges moet ons nog steeds onderskeiding toepas. Dit kan soms so maklik gebeur dat 'n welmenende broer of suster in die Here, of 'n vader en 'n moeder in die Here, of 'n vriend of 'n vriendin in die Here, vanuit, luister mooi, 'n vreesagtige hart, in steede van 'n gelowige hart, vir jou raad of advies gee, en omdat jy daai persoon baie hoog ag, neem jy 'n impulsiewe besluit, want hierdie is 'n betroubare persoon. Terwyl die Here moontlik vir jou
eintlik van jou vra om in geloof vas te bly staan in 'n spesifieke situasie. In steede daarvan om uit impulsiwiteit of vrees op te tree. Ek moet vir julle sê, ek dink daar's vandag baie gelowiges in hierdie land wat op YouTube kanale miskien sal sê, dis tyd om hierdie offer wat die FSA aan ons mense maak, aan te gryp en in die pad te vat. Maar ek waarborg jou, daar sal ook mense wees wat sal sê, wag 'n bietjie. Kom ons vlug eers na die Here toe. Ons hoor wat sê hy. Maar so is dit ook in ander situasies, en enige ander situasie. Wees versigtig. Die raad van vreesbevange vriende in die Here kan partykeer soms onnodige verwarring bring. Moet asseblief nie daai mense afskryf nie, asseblief nie. Gaan na hulle toe, vertrou hulle, die Here het hulle in jou lewe geplaas. Maar gebruik onderskeiding. Het is duidelik dat die vriende of die raadgewers van Dawid by hierdie geleentheid vreesbevange was. En is heeltemal verstaanbaar. Ja, hulle wou dit seker nie wys nie, maar hulle het hulle oortuiging duidelik gemaak. Waar sien ons hulle oortuiging? Ons sien dit in vers 3. Hulle klein gelowige harte kom baie duidelik na vore, want hulle praat nog met Dawid oor hierdie saak, en dan sê hulle iets waaroor hulle seker nie mooi dink nie. En ek wil dit swaaf in 'n scenario skets, dis asof hulle sê, Dawid, as die regering platval, wat moet 'n gelowige doen? Kom ek lees vir jou wat sê vers 3. As die fondamente omgegooi word, wat kan die regverdige doen? Die fondamente hier het betrekking op die regering in die land. Hierdie vers wys vir ons dat hulle moontlik te doen gehad het met 'n revolusie, moontlik die een wat Absalom wou veroorsaak, toe hy self die fondamente waarop die volk Israel gebou is, wou omgooi, om die gesalfde koning te wou onttroon. Maar wat baie duidelik is om te sien julle, is dat die vriende of die raadgewers van Dawid alreeds op hierdie stadium bes gegee het. Hulle wil vlug berge toe. Hulle reken dit sal nutteloos wees vir die regverdige om daar te bly. En hulle kan niks in die saak doen nie, volgens hulle. Vlug was die antwoord. En tog is Dawid nie so oortuig nie. Dawid wys eintlik vir ons hier sy onbeweeglikheid, omdat hy weet, die Here waak. Die Here waak. Nou, ek dink by myself, as 'n gelowige, as die koning van Israel, wou hy waarskynlik nie somme onnodig in 'n geveg betrokke raak nie. Maar om te vlug was ook nie noodwendig die antwoord nie. So, wat doen Dawid? Hy kies eerder om vas te staan en om te vertrou. By die Here skuil ek. Hoekom? Omdat die karakter van God betroubaar is, julle. Ek het hierdie nou nie beplan nie, maar baie van ons sit hier so vanoggend en ons kan terugkyk in ons lewens. Keer op keer hoe die Here ons al uit vreesagtige, moeilike situasies gehelp het. Wat sê dit vir jou van God se karakter? Hy is betroubaar. Hy is betroubaar. So, om die karakter van God te vertrou, is die logiese benadering van 'n gelowige. Dis eerste waarna toe 'n gelowige moet hardloop in tye van krisis. Let wel, ek sê nie Dawid het nooit gevlug nie. Dit sien ons in die skrif. Hy het gevlug as dit nodig was. Maar hy het eers na die Here toe gevlug. Dit bring ons by ons tweede belangrike observasie van hierdie psalm vanoggend. Julle, die veiligheid wat die Here gee, maar hier kom ons by die voorsienigheid van die Here oor die regverdige. Terwyl die fondasies geskit word en sy vriende en sy raadgewers so gou as moontlik wil wegkom, onthou Dawid iets wat baie gelowiges in krisistyd net eerder wil vergeet. En as ek daaraan dink, dan dink ek aan my eie ma, wat baie maal op moeilike situasies, wanneer ek angsbevange was, net vir my gesê het, jy weet mos wie's in beheer. En dan wil ek dit nie hoor nie. Want Reinou wil in beheer wees. Ek wil planne maak. My vrou het dit ook al vir my gesê. Die mens hou daarvan om in beheer te wees. Ons
Ons hou nie daarvan om beheer oor te gee aan 'n betroubare God nie. Maar God sê vir ons in sy woord, wees stil en weet, ek is God. Nie wees stil en weet, jy is nie. Want God is God. En ek is betroubaar. So, mens wil nie in krisistyd hoor wie in beheer is nie, nê. Soos ek nou genoem het, is dit juist die standvastige karakter van God wat vir Dawid hier sou help om vas te staan in die geloof. In hierdie gedeelte antwoord hy die vraag wat in vers 3 op so 'n bietjie van 'n fatalistiese manier gevra word. Onthou, hulle vra, as die fondamente omgegooi word, wat kan die regverdige doen? Dawid antwoord, die Here is in sy heilige paleis. Die troon van die Here is in die hemel. En nou wonder iemand, maar wat beteken dit nou? Wat is so besonder daaraan? Dawid weet waar God te vind is. Dawid weet God is binne sy bereik. En hy is nie net bereikbaar in sy heilige tempel nie, maar as 'n regverdige regter wat op sy troon sit, sal hy ook optree. Hy staar homself nie blind teen alles wat gebeur nie. En daarom sê Dawid van die Here daar in vers 4, sy oë sien. Sy oë sien. En dan kry ons 'n vreemde frase daarso. Sy ooglede toets die mensekinders. Maar wat net vir ons die gedagte wil oordra, dat die Here die hele aarde deurvors. Die hele aarde en veral ook so die harte van mense, wat insluit die regverdiges en die goddeloses. Hy deursoek dit, hy bestudeer dit, hy maak regverdige oordele van alles wat hy daar sien. Dawid is self bewus daarvan, want later in Psalm 17 vers 3 erken hy, Here, U het my hart getoets, dit in die nag ondersoek, U het my gekeur. En omdat God hom gekeer het, ken die Here ook vir Dawid. En omdat die Here vir Dawid ken en hom gekeer het, beskou Dawid hierdie dreigende gevaar wat nou op hulle afkom as niks anders nie as 'n kosbare geleentheid van die Here waarin hy sy vertroue in God kan beoefen. Ek hoop dit gee jou hoop vanoggend. Elke beproewing, elke krisis, elke uitdaging is 'n geleentheid vir aanbidding. Dis waar dit begin. Dawid kan heel hartig vir God vertrou, wat die intensies en die motiewe van elke liewe menslike hart ken. Vers 5 sê, die Here toets die regverdige. Wat beteken dat hy vir hom midde die krisis 'n geleentheid gee, 'n kosbare geleentheid, om in geloof te draai na God toe, en om te aanbid, en om hom te vertrou. God gee dit vir die regverdige, want hy die regverdige lief. Hy die regverdige werklik lief. Maar hierdie Psalm wys ook vir ons, julle, die teendeel is waar. Want in vers 5 en 6 sing Dawid 'n ander deuntjie. Dis 'n bietjie meer van 'n kontroversiële deuntjie vandag daarby saam, maar dis wat die woord sê, as hy praat oor die goddelose. Dawid skryf van God en hy sê, maar sy siel haat die goddelose en die wat geweld liefhet. Laat daai net vir 'n oomblik insink. Sy siel haat die goddelose en die wat geweld liefhet. En hy sal optree, want hy sal op die goddelose vangnette vuur en swaal laat reën, en 'n gloeiende wind sal die deel van hulle beker wees. Vriende en familie, let op die verskillende manier waarop God te werk gaan, met die regverdige aan die een kant en met die goddelose aan die ander kant. Vir die goddelose word die beproewings van die Here, wat ook al hulle in die gesig staar, wat ook al 'n goddelose persoon in die gesig staar, vir hulle word die beproewings wat die Here toelaat, baie maal soos 'n vuurwarm krematorium, wat verwoesting tot gevolg het. Want hulle het niks en niemand om aan vas te hou nie.
Hulle optrede bring hulle in skerp oppositie met God en God staan hulle te. God gee aan die nederiges iets wat hy nie aan die hooghartiges gee nie. Hy gee aan die nederiges genade. Maar hy staan die hooghartiges en die trotses te. Maar aan die ander kant dan word die regverdiges, en kom ons sê dit vir mekaar duidelik vanoggend, nie gevrywaar van moeilike omstandighede nie. Dit weet ons, né? Almal van ons weet dit wat vanoggend hier sit. Geloofsvertroue in God was tog nooit die waarborg vir 'n gemaklike lewe nie. As dit ons verstaan is van hierdie geloof, dan het ons nie die ware geloof weet nie. Maar die beproewinge wat oor die regverdige se pad kom, lei hom tot 'n dieper geloofsvertroue in God die Vader. En vir hom word die beproewings van God 'n heilige reinigingsvuur wat nog ongeregtighede wegbrand. Wat die hart nog meer suiwer, wat die geloof nog meer versterk in die Here. En dit berei hom voor vir iets baie spesiaal. Dit berei hom voor vir iets spesiaal waarvan vers 7 praat en wat ons by ons laaste hoofgedagte uitbring vanoggend. Die guns van die Here. En daai guns natuurlik wat tot volle werklikheid kom eendag as ek en jy as gelowiges in God se teenwoordigheid sal kan wees. Dawid skryf in vers 7: Want die Here is regverdig. Hy het geregtighede lief. Die opregtes sal sy aangesig sien. Nou, ons sit baie maal om hierdie tafel op Dinsdae-aande, dan besef ons die heilige almag van God en dat niemand vir God sien en dan leef nie. Ons sê dit vir mekaar baie maal. Ons dink aan verse soos Johannes 1 vers 18 wat sê, niemand het nog ooit God gesien nie, behalwe die Seun wat in die boesem van die Vader is, hy het hom verklaar. So as daar werklik een is wat werklik vir God gesien het, vir wie hy werklik is dit die Seun, Jesus, maar ons weet hy is ook God. En ons gaan in Jesus se teenwoordigheid wees, wat ook die teenwoordigheid van God is. Die opregte sal sy aangesig sien. Anders as die lot van die goddelose, sal die regverdige persoonlik met God gemeenskap hê. En dit is ook reeds iets wat 'n werklikheid is. Dis nie net iets wat nog kom nie, alhoewel dit die volle werklikheid daarvan eendag sal aanbreek, maar nou reeds al het ek en jy die voorreg om in verhouding met God te kan staan, danksy Jesus. Selfs te midde van die beproewing, wil Dawid hierdeur sê, dat dit veel beter is om in verhouding met die Here te kan staan, as om na die berge te vlug. Het is veel beter om die Here te ken, om te hoor wat hy sê, om stil te raak by hom, om toe te laat dat hy jou hart met sy vrede deurspoel, as wat ons impulsief net vlug, sonder om 'n ding oor te dink, of te oordink eerder. Maar dit stop ook nie daar nie, want elke keer as die regverdige in beproewing by die Here skuil, dan dien dit ook as verdere voorbereiding. Voorbereiding om eendag ten volle die aangesig van God te mag sien, wat die hoogste voorreg is, wat 'n mens ooit sal kan smaak. Dis waarvoor ons leef, julle, is om in die teenwoordigheid van God te wees. Ek wil jou herinner vanoggend wat die Here Jesus by die bergpredikasie sê, in Matteus 5 vers 8, hy herinner so duidelik, salig is die wat rein van hart is. Wat is die belofte wat saam met daai vers gaan? Kom ek toets julle geheue vanoggend. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Hulle sal God sien. Ek weet nie van jou nie, maar die gedagte daarvan om eendag so in die teenwoordigheid van God te mag wees, gaan my verstand heeltemal te bowe, julle. Dis 'n voorreg wat nie beskore is vir almal nie. Dis nie beskore vir die goddelose nie, dit sien ons. Ons sien wat die goddelose se lot is. Maar die Here wie ons aanbid, reserveer dit vir diegene wat hom heel hartig vertrou. Die wat hulle geloof aan hom beoefen,
selfs te midde van werklike dreigende gevare. Hulle is diegene wat op gunstige wyse verwelkom word in sy teenwoordigheid. Wat beteken dit vir ons, julle? Wel, dit beteken dat enige beproewing wat die Here toelaat in ons lewens, enige beproewing, enige krisis, enige negatiewe omstandigheid, maak nie saak wat dit is nie, my en jou reinig, my en jou heilig, om eendag ten volle in God se onmiddellike teenwoordigheid te kan wees. Die Hebreërskrywer het gesê, sonder die heiligmaking sal niemand die Here sien nie. En daarom was Paulus nie van sy sinne beroof, toe hy in Romeine 8 vers 28 daai vers geskryf het, wat hy geskryf het, wat nou op koffiebekers verskyn, reg oor die wêreld nie. God laat alles, en alles beteken naaktheid, hongersnood, verdrukking, alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. Vir die wat volgens sy voorneme geroep is. Selfs daai beproewing of krisis of omstandigheid werk tot jou voordeel, want dit heilig jou. Dit heilig jou. So ons reaksie is baie, baie belangrik in beproewing. Ons reaksie as gelowiges sê baie. Ek wil begin afsluit julle, ek het al reeds baie gesê, ons kan nie nog meer waarskynlik sê nie, maar kom ons vra die vraag, hoe is hierdie Psalm nog meer van toepassing op ons as gelowiges in 2025? Kom ons wees eerlik, almal van ons wat hier sit, en dis almal regter die bank, het al baie maal teëspoed beleef. Ons het baie maal al gevoel, ek praat nou asof ek in jou skoene was, maar ons het al gevoel asof die bose die oorhand kry. En asof God nêrens in die prentjie te sien is, as daar krisis of beproewing is nie. En wat baie maal my en jou eerste reaksie dan is, as ons nie ordentlik kan onderskei nie, is om weg te kruip in desperaatheid. Ons maak soos hierdie raadgewers van Dawid maak en ons sê, vlug na die berge toe soos 'n voël, doen die enigste natuurlike, konvensionele wyse ding om te doen. Vlug. En die gedagte kan dalk vanoggend by jou opkom, daar waar jy sit, om miskien eerder dit waarvoor die Here jou geroep het, te versaak. Om jou pos te verlaat. Die taak waarmee hy jou toevertrou het, eenkant te plaas en om te vlug. Maar ek wil vir jou sê, dit sal selde die regte ding wees om te doen. Mits jy nie eers werklik na die Here toe gevlug het nie. As ware gelowiges in hierdie wêreld, moet ek en jy onthou dat die fondasies van ons geloof in elk geval nie gesetel is of gebou is op enigiets wat 'n mens kan verwoes nie. As ek reg as ek dit sê, verstaan julle dit as ek dit sê, ek weet julle doen, maar ek sê soms 'n ding moeilik. Ons geloof is nie gebou op dinge wat uit mekaar uit kan val nie. Want ons God is standvastig in karakter, en hy is betroubaar. Dit maak nie saak wat gebeur nie, God bly op die einde van die dag die regverdige regter, wat reg en geregtigheid sal laat geskied. Hy maak regverdige oordeele oor die harte en die lewens van mense. Maar hy wil hê jy moet na hom te vlug. Vlug na hom toe. Die Here Jesus se lewe is 'n lewende getuienis daarvan. Dink sommer aan hoe hy tydens sy tyd op aarde soms doodstrygemente ontvang het. Hy het die bose planne van mense in die gesig gestaar wat sy lewe wou neem. Hy het dit geweet. Hy het geweet hy's op pad kruis toe. Maar wat het Jesus gedoen? Hy het nie gevlug nie. Ten spyte van alles wat sy kant toe kom, het hy nog steeds sy aangesig na die Vader toe gedraai en gevra, Here, wat is u wil? Nie my wil nie, maar u wil. Hy het ook geweet dat nie een van die bose se brandpyle sy lewe sou kos nie. Want God het bepaal hoe sy tyd op aarde sou uitspeel. Sy dood sou die Vader verheerlik. En dit het.
Vader het hom ook opgewek uit die dood uit. En hom laat opvaar hemel toe, waar hy sit aan die regterhand van die Vader, van waaraf hy sal kom om te oordeel. Die wat lewe, die wat reeds gesterf het. As hulle dag kom, wanneer hy die skape en die bokke van mekaar sal skei. Ons kan nie daai skeiding maak nie, ons is mense. Hy ken die harte van mense. Die skape, die regverdig is, sal in sy heilige teenwoordigheid verwelkom word. Die bokke aan die ander kant, soos ons weet, die goddelose. Hulle lot, soos hierdie Psalm sê, is vuur en swaal julle. Nie skaam kry vir dit vandag nie, hoor. Die woord is die woord. Ek weet nie vanoggend hoe baie jou hart soms voel dat jy na die berge toe moet vlug nie. Ek weet nie hoe hard praat die stem van vrees met jou gereeld nie, maar ek wil jou verseker vanoggend, ek wil jou verseker dat God vertrou kan word, en ek wil jou eintlik aanraai, en myself ook, dat jy sal vlug na die Here toe en bid vir krag in die Here Jesus, sodat jy kan vas staan, onbeweeglik sal wees, in vertroue en geloof sal staan, vir nie as nie, maar vir wanneer die moeilike tye kom. Want kom sal dit kom. Onthou wat Jesus gesê het. In hierdie wêreld sal julle dit moeilik hê. Maar hou moed. Ek het die wêreld reeds oorwin. Bly in hom. Every season, you have brought me back home, and you surround me, forgiving